Ons skriflesing is weer eens uit Romeine 1 vers 16 en 17. Romeine 1 vers 16 en 17. Julle het die hele deel vanaf Romeine 8 op die bulletin en gelees dit gerus weer, maar kom ons konsentreer vandag op Romeine 1 vers 16 en 17, waar Paulus dan skryf, want ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eers vir die Jood en ook vir die Griek, want daarin word die geregtigheid van God geopenbaar, van geloof tot geloof, soos daar geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Ons het verlede week reeds na vers 16 gekyk uit Romeine 1, en daarin het ons gesien dat verse 16 en 17 die tema, die hart, die thesis van die hele brief aan die Romeine bevat. Met andere, dit wat daar in die 2 verse staan, is eintlik die hele boodskap wat dwars deur die hele brief ontgin word. Maar ons het ook verlede week gesien dat die gemeente in Rome aan wie Paulus hierdie brief skryf, 'n gemeente was wat hulle in 'n rioolput van verrotting en dekadensie bevind het, soos wat daardie tydse geskiedskrywers Rome beskryf het. Dit was uit hulle oogpunt wat wêreldlinge was. En nou kan ons maar net dink hoe die gelowiges dit beleef het. Dit was 'n kultuur van sonde wat in Rome geheers het. En in 'n groot mate is dit ook waarin ons in ons land ons ook deesdae bevind. En dan is die vraag, hoe reageer 'n mens in so 'n situasie? Paulus gee vir ons die gepaste reaksie in 2 Korintiërs 4 vers 3 tot 6, want ook die gemeentes in Korinthe het hulle in soortgelyke situasies bevind. Hy skryf in 2 Korintiërs 4 vers 3, maar as ons evangelie dan nog bedek is, soos dit in Korinthe was, en soos dit in Rome was, maar dit is bedek vir die grootste deel van die bevolking, is dit bedek vir die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges, en wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting, eintlik wat hy daardeur die skyn van die evangelie, die lig wat skyn uit die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Met ander woorde, vir die ongelowige, vir die een wat God nie soek nie, wat geen begeerte het na God nie, wat nie God se woord hoor of sien, of wil hoor of sien, of verstaan nie, wat hom sy hart heeltemal toegemaak het daarvoor, vir hom is die evangelie toe. Hoekom is dit toe? Want God ken sy hart. Want dan sê Paulus, maar want ons, die gelowiges, en hy as apostel en die ander apostels, verkondig nie ons self nie, dit is nie ons boodskap nie, maar Christus Jesus as Here, en ons self as julle diensknegte om Jesus wil. Want God wat gesê het, dat daar uit duisternis lig moet skyn, en dan verwys hy, gaan hy terug na die begin van die skepping, maar ook daarna deur Jesus Christus. Dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting, ek wil eerder sê die beligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Met ander woorde, die wat in die duisternis is, wil maar in die duisternis bly. Hulle het nie begeerte nie. Maar die wat in die lig is, vir hulle is die lig, daardie ewige lig wat in hulle lewens inskyn, en wat hulle self die lig ook gee, om in die lewe te lewe en hulle lig te laat skyn. En dit is duidelik uit hierdie stuk wat Paulus hier skryf, dat hy sy taak om apostel van Jesus Christus te wees, baie ernstig opgeneem het. En hy het besef, hy kan dit nie in eie krag doen nie, maar alleenlik in die krag van God. En dis wat ons ook moet onthou, geliefdes, waar ons dan ook in hierdie duister en donker tye getuig teenoor ons geliefdes of familie en vriende, of waar ons ook al kom. Die duisternis wil graag ons lig doof, wil graag ons stil maak, maar ons moet besef, ons kan nie in ons eie krag getuig nie. En die enigste krag wat ons het,
is die woord van God, en dis waarby ons weer sal kom net nou. Want die boodskap wat hy, Paulus as apostel, boodskapper van die evangelie moes uitdra, is nie 'n boodskap van mense of in die krag van mense gedoen nie, maar in elke opsig die krag van God. En dis wat ons moet besef. Kyk weer na ons teks in Romeine 1 vers 16 en 17. Want ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eers vir die Jood en ook vir die Griek, want daarin word die geregtigheid van God geopenbaar, van geloof tot geloof, soos daar geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Nou vers 17 sal ons nog bykom, maar vandag wil ek by vers 16 stil staan. So Paulus, wat waarlik 'n toegewyde slaaf en apostel van Jesus Christus was daarmee saam dan ook 'n boodskap, die uitdraer van die evangelie van redding. En omdat hy self uit die geleedere van die Jode gekom het, wat ons weet wat op hulle werke en op ander dinge vertrou het, op hulle, die feit dat hulle Jode is, en dat hulle die afstammelinge is van Abraham en so, in daardie dinge waar daar geen redding is nie. Want Paulus weet dat hy daarvan kom, en hy self daaruit gered, toe Christus hom op die Damaskuspad gered het. Hy besef baie goed, wat hindernis daar op die pad van die evangelie is. En ons moet dit ook besef. As dit dan vir hom, wat die afgesonderde apostel vir die evangelie was, as hy besef het, hierdie is 'n hindernis in my deel van die evangelie, in die uitdra van die lig van redding, dan moet ons dit ook besef, dat ons het hierdie selfde hindernis waarmee ons te doen kry. Maar dit beteken nie ons moet stil bly nie. Ons moet net besef, die krag lê nie in ons eie wysheid en in ons eie woorde nie, maar alleenlik in die krag van God, en dit is die evangelie van Jesus Christus. En Paulus het besef dat mense wat hulle vertroue geplaas het op enigiets anders as die evangelie, dat hulle skaam was vir die evangelie, en ons het dit verlede keer gesien. Ons het gesien hoe mense wat selfs daarop beroem dat hulle Christen is, ook skaam is vir die evangelie, want die evangelie praat van dinge wat hulle nie bereid is om te aanvaar, wat in hulle lewe die waarheid moet wees nie. En ons sal weer net nou daarby kom en daar dit vlugtig aanraak. Want hierdie mense, hulle eie werke, hulle eie nakoming van die wet, en hulle posisie as deel van die Jode, wat hulle gedink het, hulle is outomaties deel van volkse koninkryk. Hulle het baie meer status as die wat nou met hierdie ander dinge hulle ophou. Baie meer status as die wat rede het om skaam te wees volgens hulle wat in die duister is. Hoor julle wat ek sê? Hierdie mense wat hulle roem op enigiets anders as die evangelie, hulle glo dat hulle het rede om skaam te wees vir die evangelie, want die evangelie gaan oor dinge wat vir hulle vernederend is. En hier is dit weer, en ek het het verlede keer beklemtoon, dit is die trots in die mens, wat hom nie bereid maak om sy knie voor die evangelie te buig nie. Want hier hoor hulle hierdie boodskap van die redding wat daar in Jesus is. Hy wat 'n eenvoudige Galileër is, wat in Bethlehem se stal gebore is, nie die hoofdorp of die hoofgebied in Israel nie, maar Galilea en Bethlehem. Hy wat opgegroei het in die huis van 'n eenvoudige skrynwerker, hy wat vir 30 jaar niks anders gedoen het as om maar net daar te lewe as seun van die skrynwerker en self skrynwerker was. En dan, nadat hy met sy bediening begin het, het hy vir 3 jaar deur Israel geswerf met 'n klompie volgelinge en vreemde ideologieë, soos byvoorbeeld, salig is die armes van gees. Iemand wat trots het en nie sy knie voor die Here wil buig nie,
Vir hom is dit 'n vreemde ideologie om te hoor, salig is die armes van gees. Maar ook verder, waar Jesus gesê het, wie homself verhoog, sal verneder word. Nee. Wat van ons status? Wat van ons, al die dinge wat ons is en wat ons het? Wat daarvan? Wie homself verhoog sal verneder word? En dan, wie homself verneder, sal verhoog word? Dis vreemd. Dis 'n vreemde woord om te hoor. Dis 'n verdraaide lering hierdie. En dan sê hulle vir hulle self ook nog die volgende, hy, Jesus, daardie Jesus, het uiteindelik aan die skandpaal van die kruis gesterf, op aandrang van die Sanhedrin en die hoëpriester. Gelukkig het ons leiers daarom hulle sinne behou en dat hulle daarom sinvol opgetree, dis hoe hulle gedink het. En dan het hulle waarskynlik nog verder ook gedink, hierdie klompie disippels van hom is net so skandelik. En geliefdes, dit is die dinge wat ons as ware gelowiges in die lewe beleef. Die mense wat na ons kyk en eintlik dink, ag, julle is eintlik skandelik, julle wat so fanaties is. Kan julle nie maar net 'n bietjie chill nie? Hierdie disippels, hulle wat hulle self as uitgeroepenes beskou, hulle wat 'n geloofsgemeenskap gevorm het, die kerk, wat die navolgers van die weg genoem is, soos die Christene aanvanklik was, en hulle het daarop geroem dat hulle net soos hierdie Jesus ook wonderwerke kan doen, soos wat die eerste kerk dit dan ook gedoen het. En dan dink hulle by hulle self, maar gelukkig daarom, die Sanhedrin was uitgeslape. En hulle het toestemming aan mense soos Paulus van Tarsus gegee om hierdie volks- en geloofsverraaiers uit te sniffel en hulle te laat stenig. En gelukkig was daar mense soos Paulus wat dit gedoen het. Paulus wat die grootste vervolger van die kerk geword het. En dan dink hulle miskien ten slotte, wat 'n skande is dit nie vir 'n Jood om so te dink en so op te tree nie. Om in hom, in Jesus, as die Messias van Israel te glo, is uiters skandelik. Hulle skaam hulle daarvoor. En dis hieroor waar Paulus in Romeine 1 vers 16 skryf. Ek skaam my nie vir die evangelie nie. Ek skaam my nie vir die evangelie nie. Hoekom nie, Paulus? Want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Het is vreemd dat daar vertalings is wat praat van 'n krag. Maar dit is die krag. Daar is nie 'n ander krag nie, dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. En as ons nou op daardie verklaring van Paulus fokus vanoggend, hy sê dat die evangelie, of hy sê nie dat die evangelie krag bevat nie. Hy sê ook nie dat dit kragtig is nie, of dat dit mag het nie, of dat dit mag uitoefen nie. Nee, sy stelling is alles insluitend. Die evangelie is die krag. En daar is 'n groot verskil daarin. En ons moet dit so verstaan. Wat is dit wat in hierdie wêreld werk, wat nog mense tot bekering laat kom? Die evangelie van Jesus Christus. Van redding alleenlik in Jesus Christus. Dit is die krag van God tot redding. Dit is die krag. En daarom moet ons weet, wanneer ons dan na die woord toe gaan, en die evangelie verkondig soos wat dit in die woord is, dan is dit die krag wat gaan werk om mense tot bekering te bring. Die wese, die hart, die kern van die evangelie is, dat dit die krag is, wat mense tot bekering bring.
Kom ons kyk wat skryf Paulus in 1 Korintiërs 15. Ek het daar op die bulletin aangehaal 1 tot 4, maar ek wil net na vers 3 en 4 kyk. Ek wil weer sê, gaan lees gerus die volle skrifdele waarna ek verwys. Ons het nie tyd genoeg om na almal te kyk nie. Daarom gaan ek nou na 1 Korintiërs 15 vers 3. Hier is die fokus. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het. Dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. En dat hy begrawe is. En dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte. Hier is die hele evangelie, geliefdes. Ons het Christus, sy sterwe vir ons sondes en sy opstanding uit die dood. En hierdie opstanding uit die dood is die kern van die evangelie in enkele woorde. Maar daardie enkele woorde beskryf die mees ongelooflike krag wat die heelal al ooit gesien het of beleef het. Dit is daardie krag wat lewe gee. Dit is die krag wat opwek uit die dood. En dit is daardie krag wat in die siel van die mens kom, wat deur God se werking en die werking van die Heilige Gees in die siel van die ongelowige kom om hom lewe te gee, waardeur hy dan die ewige lewe bekom. Dit is 'n krag soos geen ander krag in hierdie wêreld nie. Dit is die krag wat die dooie lewendig maak, geliefdes. Dit is die krag wat in ons gewerk het, in elkeen wat 'n gelowige is, wat jou vanuit die dood na die lewe oorbeweeg het. Dit is die krag, die opstandingskrag, wat alleenlik in Jesus Christus vir ons beskikbaar is. Dis die krag wat 'n mens se siel, ons siele, uit die ewige dood en die ewige verdoemenis red, wat ons letterlik vat uit die dood en in die lewe plaas. En ons moet besef, dit is wat met ons gebeur het. Dit is die krag wat 'n sondaar, wat in sy liggaam en siel en verstand totaal verdorwe is, verrot is, geestelik dood is. Dis daardie krag wat hom lewe gee. Dis daardie krag wat sy pad van vernietiging beëindig, wat hom reinig van alle sondes, wat hom regverdig maak, wat hom red in God se oë, wat hom oprig saam met Jesus tot die lewe en hom verseker van 'n ewige toekoms in God se genade. Dit is daardie krag wat ook nou in ons werk, om ons die versekering te gee, dat waar ons nou is, en waar ons môre sal wees, en waar ons in die ewigheid sal wees, is in God se hande. Dit is die wonderlike, onsagwekkende krag van die evangelie. En dit is ware krag. Dit is krag, geliefdes. En dit is van God alleen. En God stel dit tot ons beskikking deur Jesus Christus en ook deur die werking van sy Gees, deur sy woord. Dit is die evangelie. Dit is die krag van die evangelie. En ons sien dat God dit in sy woord vir ons beloof in Romeine 8 vers 11. En as die Gees wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon. Met ander woorde, as julle gered is, sê Paulus, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Dit is die versekering wat ons het. Dit is die versekering wat ons het. Maar sien net Paulus wat dit skryf nie, die ander apostels en die ander Nuwe Testament skrywers bevestig dit ook. Paulus in 1 Petrus 3 vers 5. Ek wil maar net na 'n frase daaruit kyk. 1 Petrus 3 vers 5. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry. Wat sê hy vir ons? In hierdie krag is daar vir ons die versekering
van die toekoms as gelowiges. En dit word vir ons bewaar in die krag van God. So ons hoef nie daaroor te twyfel nie. En dan verder in vers 21 van 1 Petrus 1 skryf hy, julle wat deur hom glo in God wat hom uit die dode opgewek het en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en julle hoop op God kan wees. Dieselfde krag wat hom opgewek het uit die dode, is ook die krag wat julle opwek uit die dode, en is ook die krag wat julle die versekering gee van julle toekoms. Dis wat Paulus in Romeine 6 vers 5 en 8 ook sê. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit ook wees deur die aan sy opstanding. Die een bevestig, verseker die ander een. Vers 8, as ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe. Hoe? Deurdat ons ook uit die dood opgewek word. Dit is die krag van die evangelie, waarvan Paulus in Romeine 1 vers 16 praat. Kom ons kyk net vinnig na daardie woordjie krag. Die Griekse woord, en dan julle behoort dit al teen hierdie tyd te ken, die woord vir krag in Grieks is dunamis. Dunamis, en daar's twee gebruike van daardie woord. Die een is die woord waarvan, die een woord wat daarvan afgelei is die woord dynamo, 'n konstruktiewe krag wat lewe wek. So wek God se woord by wyse van spreuke krag op in ons om geloof te begin en te laat funksioneer en te laat groei vanaf redding tot heiligmaking. Met ander woorde, die hele wandel van die gelowige is in die krag van God se woord as gevolg van die feit dat dit 'n dynamo is. Dit wek krag op in ons. Maar dit is terselfdertyd is dit ook dinamiet. Dis die tweede woord wat daarvan afgelei is. 'n Destruktiewe krag wat vernietig. Wat vernietig God se woord? God se woord beskik oor die krag om die leuen en alles rakende die leuen en alle boosheid te vernietig. En hy vernietig ook dit wat in ons lewens destruktief is, tot en met ons bekering. Hy vernietig daardie destruktiewe krag wat daar was. En nou het ons die vermoë om tot sy eer en verheerliking te lewe. Dan word in heiligmaking te lewe. So op beide maniere, deur die dynamo, die kragopwekking, en die dynamiet, die destruktiewe krag, werk die Here in ons om ons tot geloof te bring en daarna op die pad van heiligmaking te vat. Dit is God se woord wat hierdie krag in ons lewens is. Een van die kommentators haal ek aan, it is absolutely true that the gospel is not only the dynamite of God, but the dynamo too. Both dynamos and dynamite need to be handled carefully and with precision. To the man who receives the gospel and has the right attitude toward it, it will bring the life of the eternal God into his soul. But to the man who turns his back on it, spells eternal death to his soul. Spells eternal death to his soul. So die een wat die woord hoor en dit verwerp, is daar alleenlik net die ewige dood. God has vested, hy het dit daarin geplaas, God has vested his power in the truth of the gospel that the church preaches. The church is not the power, nor the preacher, nor the members in the pew, nor methods, nor organization, nor money or anything. We need to realize that God is the source of power, and he makes it available to man by the gospel, which is his power unto salvation. So, God se woord vind ons dan ook op elke bladsy van die Bybel, wat beskryf dat in God die almagtige krag ons krag vind. En as ons
kyk na die bulletin gerus na daardie verskillende aspekte van sy krag wat ons daar beskryf kry, en ek gaan nie een van hulle lees nie, maar julle moet op julle eie dit gaan navors. In die eerste plek, sy verheerlikende krag, dit wat hom verheerlik, Exodus 15, sy onweerstaanbare krag, Deuteronomium 32, sy ondeurgrondelike krag, Job 5, sy magtige krag, Job 9, sy groot krag, Psalm 79, sy onvergelyklike krag, sy sterk krag, Psalm 89, Jesaja 26, sy effektiewe krag, Jesaja 43, sy soewereine krag, Romeine 9. Dis alles aspekte van God se krag wat in die woord beskryf word. Ek wil na 'n paar spesifiekes kyk, Jeremia 10 vers 12, waar Jeremia skryf, dit is God wat die aarde deur sy krag gemaak het, wat die wêreld deur sy wysheid gevestig het. Maar hy het nie net die wêreld geskep nie, hy vestig ook, hy hou dit in stand. En dan in Jeremia 27 vers 5 sê God van homself, ek het die aarde gemaak. Die mense en die diere wat op die aarde is, deur my groot krag en deur my uitgestrekte arm. Met ander woorde, alles op die aarde is myne. En julle sal onthou, verlede week het ons gesien hoe God vra, as julle nou besef dat ek alles het, alles behoort aan my, wat wil julle vir my bou wat van blywende aard kan wees? Onthou julle verlede week se boodskap. En hier vra die Here dieselfde, hy impliseer dieselfde, alles het ek gemaak. Maar dan kom Psalm 33 en hy sê vir ons die regte gesindheid wat ons moet hê. Psalm 33 vers 8 en 9. Laat die hele aarde die Here vrees. Laat al die inwoners van die wêreld in ontzag voor hom staan. Want hy het gespreek en dit is gedoen. Hy het beveel en dit het vasgestaan. En dit sluit ook weer aan by verlede week. Wie is die een wat deur die Here geag word? Die wat ontzag het vir sy woord. Soos wat hy dit gestel het in Jesaja, wat bewe voor sy woord. Dat ons moet weet, as ons hierdie Bybel in ons hande het, dit is die woord van die almagtige God. Dit is sy woord. Dit is sy woord wat daarin is. Dit is sy woord wat die lewe gee. Ons moet nie die boek aanbid nie. Maar ons moet hom wat die woord gegee het, wat die inhoud gegee het, ons aanbidding moet na hom toe gaan. En dit is God se verheerlikende, onvergelyklike krag, wat die krag is wat ons red, en ons heilig maak, en ons sal verheerlik. Maar dan gaan ons ook na Hebreërs 4 vers 12 toe, waar die werking van God se krag beskryf word. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante, of 'n 2-snydende swaard. En dit dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Daar is niks wat daarvoor verborge is nie. Niks is daarvoor verborge. En soos wat elkeen van ons nou hier staan en hierdie woord aanhoor, of daar sit en hierdie woord aanhoor, so is dit ook waar van wat die Here nou in ons harte sien. En hy handel met ons daaroor. En sy woord spreek tot ons daaroor. En hy bring oortuiging om op 'n baie spesifieke manier daarop te reageer. En dan wat ons hieruit dan aflei is dat wanneer ons die woord hoor, dring dit ons tot 'n keuse. Nie net dring nie, dit beweeg ons nie tot 'n keuse nie, dit dwing ons tot 'n keuse. Want deur nie te kies nie, kies ons ook. Ons moet dit verstaan. Ons kan nie neutraal teenoor die woord staan nie. En daarom ook wanneer ons getuig oor die evangelie, oor Jesus, niemand staan neutraal nie. Almal word gedring of gedwing tot 'n keuse. En ook deur nie te kies nie, is dit ook 'n keuse. Nog 'n voorbeeld van die krag kry ons in Jesaja 55 vers 11 waar God sê, so sal die woord wat uit my mond kom ook wees.
Dit sal nie onverrigter sake na my toe terugkeer nie. Maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Die woord keer nie leeg terug nie. Dit lewer altyd die resultate. En dan kyk ons nou weer wat Paulus in Korintiërs geskryf het, daar aan die Korintiërs in 1 Korintiërs 1 vanaf vers 21. En hier gee Paulus vir ons die presiese perspektief wat ons moet verstaan. Hy skryf nou aan die Korintiërs wat daar ook in haar vreemde omstandighede, moeilike omstandighede sit. En dan skryf hy aan hulle, want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking, die wat glo te red. En vir elke prediker is dit 'n groot vertroosting. Want geliefdes, as ons uit ons eie krag die oorreding moes doen, dan sou daar niemand in die kerk wees nie. Want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid. En julle onthou verlede week se boodskap ook daaroor. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God is wyser as die mense, en wat swak is by God is sterker as die mense. Weereens, dit is die krag. So wat Paulus hier beklemtoon, is dat ongeloof in baie gedaantes kom. En dit sluit ook aan by verlede week se boodskap. Die Jode vra tekens, bewyse. En die Grieke soek wysheid, filosofie. Hulle wil mooi praatjies hê daaroor. En is hulle wat gewoonlik ook in die sielkunde verval. Maar al daardie dinge, die tekens en die wysheid, al daardie dinge is niks anders nie as manifestasies of bewyse van ongeloof nie. Maar vir die wat geroep is en tot bekering kom, daarin vind hulle God se krag wat red. En daarom wil ek weer sê, ons vertroue moet in God se reddende krag wees en nooit ooit in onsself nie. Want God se krag is die krag wat red en nie ons wysheid nie. En dis wat Paulus in 1 Korintiërs 2 ook bevestig en ek gaan weer daarna toe terug. 1 Korintiërs 2 vers 1. En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kon verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie met slimme redenasies of welsprekendheid of sulke goeders nie. Want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Met ander woorde, die krag van God wat deur die opstanding gemanifesteer is, wat ook dieselfde krag is wat werk in die evangelie van redding. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing. In swakheid en in vrees en veel bewing. En geliefdes, iemand wat nie week na week preek nie, verstaan dit nie. Dit is asof elke preek 'n nuwe preek is, of eintlik nie, ek bedoel die eerste preek is. Ten spyte van hoeveel jare nou al. En selfs vir hom as apostel het hy gekom in swakheid en in vrees en in bewing. En my rede en my prediking was nie in my eie oorredende van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, wil sê God se krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense of in my Paulus se wysheid sou bestaan nie, maar in die krag van God. Die krag van God. Oor en oor sien ons geliefdes, kom die boodskap op verskillende maniere aan verskillende mense, in die verskillende gemeentes
En dan ook hier waar dit vandag gepreek word, in al die gemeentes dwars deur die wêreld. En dan is die boodskap dit wat die wêreld as dwaasheid beskou, God se woord, kom nie in die krag van mense, of eenkomstig die soeke van mense nie. Dit kom in die krag van God. En dit is ons groot vertroosting. In vers 16 van Romeine 1 sê Paulus, dit is die krag tot redding vir elkeen wat glo. Eers vir die Jood en ook vir die Griek. Wat hy daarmee wil bevestig is, dat daardie redding is vir almal. Daar's geen uitsondering, daar's geen onderskeid tussen mense of enigiets nie. God het in sy uitverkiesende genade mense uit elke groepering onder die son uitverkies tot redding. Dit is wat Paulus in 1 Korintiërs 1:24 geskryf het, maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God. En so maak God dan sy krag tot beskikking vir elkeen wat hy uitverkies het. En dan dink ons byvoorbeeld aan daardie wonderlike teksdeel in Romeine 8. Gaan lees gerus vanaf 28 tot 30, maar ek kyk na 30 spesifiek, wat so bevestig hoe God in alles sy werking, in al die werking sy krag tentoonstel. Die wat hy van tevore verordineer het, uitverkies het hy geroep. Hy het dinge in sy lewe laat gebeur wat tot die redding lei. En die wat hy geroep het, het hy ook geregverdig, het hulle gered. En die wat hy gered het hy ook verheerlik. En onthou, dis in die verlede tyd geskryf. Hierdie reddingsgebeure word in die verlede tyd geskryf. Al die werkwoorde in die verlede tyd. Want wat God aanbetref, is dit geskiedenis. Dit het volgens hom al gebeur, alhoewel dit nog vir ons in die toekoms is. Dit bevestig net weer eens dat God verhewe is bo tyd. En ons moet dit verstaan. En daarom het hy ons verlede, ons hede en ons toekoms, sien hy met een slag raak. En daarom is hy dan ook vir ons die beskikker van ons deel en lot. En werk hy alles ten goeie mee. En dit is ook dan dit wat Romeine 8 vers 28 vir ons sê. Hy laat alles ten goeie mee werk. Dat ons dan in situasies kom, waar ons sê, maar kyk net hoe lang terug het dit dan begin. Soveel jaar terug het God dit reeds geweet, en hy daardie persoon of daardie gebeure in my lewe laat plaasvind. Want hy het dit geweet. En nou vandag sien ons hoe dit by mekaar kom. Dit is die wonder van God se woord, wat kragtig is, nie net om te red nie, maar ook om in ons lewens te werk, om ons tot heiligmaking te lei. Daarom vind die gelowige vertroosting in die evangelie, want dit is ook deur God se krag, dat daar versekering gegee word van die werklikheid van ons redding. Die werklikheid van ons redding. En dan die gedagte wat ons juist al die afgelope tyd, wanneer ons na Romeine toe gaan, toch feitlik in elke preek terugkeer na daardie vers in Efesiërs 2, waar ons daardie bonusgedagte kry, daardie mededeling dat God sy krag van die evangelie gebruik, om die wat hy uitverkies het tot geloof as 'n geskenk te gee. Met ander woorde, wat sê dit? Ons hoef nie te werk vir redding nie. As God ons uitverkies het, gaan hy vir ons daardie geskenk gee. En dis 'n ding wat baie mense sukkel om in hulle koppe te kry. Maar wat hulle nie verstaan nie, dat elkeen wanneer hy deur die evangelie gekonfronteer word, daardie oomblik wat hy dit hoor, moet hy 'n keuse maak. En dan gee God vir hom die geskenk. Wat is sy hart op daardie stadium? Dis nie werke van vooraf nie. Dis nie wie hy is of wat hy is nie. Niks van daarin nie. Dis dood eenvoudig, God se waarheid kom na hom toe. En hy het daardie oomblik, het hy die geleentheid om daardie geskenk te aanvaar. Kyk nou Efesiërs 2, vers 4.
Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered, maar dit is genade wat daar kom. En saam opgewek en saam laat aansit in die hemele en in Christus Jesus, sodat hy in die eeuw wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Hier gee hy vir ons die versekering van ons toekoms. Maar dan in vers 8, bevestig hy weer, uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die geskenk van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Dit wil sê, nie eers daardie aanvaarding van daardie geskenk is 'n werk van jou nie. Dit is 'n geskenk van God. Een van die kommentators het die volgende geskryf, die evangelie bring met sy eksplosiewe krag 'n openbaring van die goddelike waarheid, dat God se reddende handeling is 'n vrye geskenk wat geheel en al ontvang kan word, maar slegs in geloof. En daardie geloof is die geskenk. Jy kry dit nie omdat jy die regte CV het nie, of die regte van, of 'n ryk pa, of 1000 goeie dade gedoen het nie, of omdat jy die Bybel elke dag lees, of aan 'n sekere kerk behoort, of elke dag 'n uur lank bid nie. Niks van daardie dinge nie. Jy kry hierdie kragtige evangelie tot werking in jou, wat vir jou verlos, en wat jou bring tot geloof, alleenlik deur God se krag. Deur sy krag. En met andere omdat dit sy krag is, dit was sy wil. En daardie geloof is dan 'n geskenk uit God se genadige hand, wat jou uitgesonder het vir redding. En hy kom na jou toe, en hy bied aan jou 'n geskenk. En hy sê, ontvang hierdie geskenk. Dis al wat hy vir jou vra, ontvang die geskenk. Wat meer kan ons dan in hierdie lewe vra, geliefdes? Ons moet nie probeer om die evangelie ingewikkeld te maak nie. Ons moet nie probeer om vereistes te stel wat mensgemaakte vereistes is nie, of mensgemaakte voorwaardes nie, want dood eenvoudig net dit. Besef dat redding alleenlik deur Jesus Christus is. En dat die reddende krag wat jou kan beweeg om daardie geskenk van geloof te aanvaar, daardie krag van God is tot redding, wat na jou toe kom, of gekom het dan, vir die wat reeds gelowig is, op daardie spesifieke oomblik. Dit was God se krag wat in jou gewerk het, om met oop hande daardie geskenk te ontvang. Niks van onsself nie. Niks eie werke of dade of wie jy is of wat jy is nie. En dit is vir almal. Alle rasse, volke, tale, almal. Niemand word uitgesluit nie. Ook nie ander gelowe word uitgesluit nie. Mag ons besef dat hierdie krag is die krag wat in ons gewerk het tot redding, en nou net so kragtig aan ons aan die werk is, in heiligmaking. En daar waar ons in daardie situasies kom, waar ons gekonfronteer word deur dinge wat vir ons moeilik is om te aanvaar, of moeilike mense, of moeilike situasies, of dalk iets uit jouself uit, besef dat God se reddende krag ook daar tot jou beskikking is, om die regte ding daar te doen. En dan kan God se heiligmakende krag in jou werk om daardie regte ding te doen. Hoe kan ons ooit genoeg dankbaar wees dat God se krag in hierdie wêreld aan die werk is? En nie net aan die wêreld nie. En nie net deur die geskiedenis, deur al die eeue nie. Maar ook hier in ons geleedere,
hier in ons midde, ook hier in ons dorp, en daar waar ons gaan, en daar waar ons verkeer. Mag ons waarlik daar die lig van die evangelie uitdra. En daar die oomblik wat ons beproef word, wat ons voor 'n keuse gestel word, dat ons soos daar die 4 torings se lig, waar jy die skerm het wat voor die lig kom en die lig verdoof, en dan draai jy en dan word die lig weer geskyn. Mag ons nooit ooit daardie skerm voor die lig van die evangelie plaas, wanneer ons met mense te doen kry nie. Dat ons lig voortdurend sal skyn in alles, want dit is hoe ons heilig gemaak word. Dit is hoe ons lig laat skyn tot eer van God. Want dan maak ons nie staat op ons eie krag nie. Want in ons eie krag gaan ons faal en ons gaan misluk in daardie situasie. Maar as ons sê, laat my lig skyn, dis nou moeilik. Dis baie, baie moeilik vir my hierdie situasie. Maar ek gaan my lig laat skyn. Ek gaan wys wie ek is. En ek gaan getuig indien dit nodig is. Maar bo alles in dit wat ek is, en dit wat ek doen, en die keuses wat ek maak of nie maak nie, dat ek my lig sal laat skyn. Want hy skyn nie deur ons krag nie, maar deur die krag wat van God afkomstig is, want dit is daardie krag van God tot redding van elkeen wat glo, maar ook tot heiligmaking van elkeen wat glo. Mag ons in daardie lig dan ook hierdie dag ingaan, en hierdie week, en hierdie jaar, dit wat nog voor lê. Mag God ons werklik deur sy gees herinner daaraan, laat my lig skyn. Laat die lig van die evangelie skyn, want dit is God se krag en nie myne nie. Mag die Here ons daardie krag gee. Ons loof U, Hemelse Vader, vir hierdie krag wat tot ons beskikking is. Hierdie krag wat tot ons redding gekom het. Hierdie krag wat in ons werk in heiligmaking. Daardie krag van die opstanding, wat Jesus Christus uit die dood opgewek het, wat ook ons uit die dood opwek, en wat ons ook sal opwek tot die ewige lewe saam met U. Daarvan het ons die versekering so seker as wat Jesus uit die dood opgestaan het. En ons kan nie anders as om U maar net aan hierdie oggend, in hierdie kort uur, te loof en te prys vir hierdie onbeskryflike genade wat na ons toe gekom het. Ons dank U dat ons vandag kan weet dat ons redder lewe, Jesus lewe, en omdat hy lewe, sal almal wat in hom is ook lewe. En omdat sy lewe ewig is, sal ook die lewe wat deur hom na ons toe kom ook ewig wees. Maar so is ook ons vrede en ons vreugde ook ewigdurend, dit wat ons reeds in hierdie lewe kan geniet. Ons dank U, Here, vir die oprigting, die opstanding uit die dood. Want daarin, in daardie een enkele daad, is die geskiedenis vir ewig in 2 gedeel. En lewe alle mense daarna, Here, of in die lig van die opstanding en in die krag van die opstanding, of in die sterfte, omdat die opstanding en die krag van die opstanding geïgnoreer word. Doelbewus, maar dit is nooit onwetend nie. Here, ons wag vir die dag wat ons dan saam met U sal wees in die ewigheid. En maak ons intussen getrou aan die roeping wat daar op ons geplaas is, as gelowiges. En mag ons dan, Here, wat die lewe het, omdat Christus in ons is, mag ons dan so werk en arbei en ons lig laat skyn vir die evangelie en vir die koninkryk, sodat Christus verheerlik kan word in ons lewens. En mag ons lewens voortdurend en in alles 'n uitdrukking van dankbaarheid wees, oorweldigende dankbaarheid,
deur hoe ons lewe, deur wat ons is en wat ons doen en wat ons kies en nie kies nie. Ons prioriteite, wat dit is of wat dit nie is nie. Ook in daardie oomblikke van swakheid, Here, geef dan vir ons die krag om die regte ding te doen, sodat die verheerliking na U toe kan gaan. En al hierdie dinge, Here, kan ons maar net kom en dankie sê. Ons dankie vir hierdie waarheid, maar Here, dan moet ons onmiddellik bely. Ons faal U so dikwels. Ons faal U so dikwels. Omdat ons op ons eie krag staat maak. Dalk is dit omdat ons self deur hierdie situasie wil gaan. Of omdat ons dink, maar dit is hoe ek dit gaan doen. Uit moedswilligheid of halstarrigheid of wat ook al die rede moet wees. Dat ons U en U krag ignoreer, vergewe ons daarvoor. Want dit, Here, is die sonde in ons lewens. Dit is die sonde in ons lewens. En nou kom ons dan vanoggend en ons pleit dan ook vir vergifnis. Hoor ons hartsgebede, Here, wanneer ons nou in stilte na U toe kom en ons sondes bely. Here, U sien ons harte aan. U sien die erns van ons harte. En U woord gee vir ons die versekering. Wanneer ons sondes bely, dat U is getrou en U is regverdig. U sal nie van ons dan 'n offer vra nie, want U het dit gebring. En daarvoor loof ons U vir die vergifnis van sondes wat tot beskikking is van elke gelowige, wanneer ons na U toe draai, wanneer ons dan berou, bely en vergifnis pleit vir daardie sondes. Hoe groot is U, o God, vir hierdie groot onbeskryflike genade waarin ons kan lewe. Dit is ons deel in hierdie lewe. En ons loof U en ons dank U daarvoor. In Jesus, wat uit die dood opgestaan het, en wat dit vir ons moontlik gemaak het. In sy naam alleen, met groot danksegging. Amen.